Geliefdes in die Here, hartlik welkom in die naam van Christus Jesus, die koning van die kerk en die koning van hierdie gemeente. Nuwe lidmate en gaste, dieselfde welkomswoord is op julle van toepassing. Die paar afkondigings wat ek neergeskryf het, sal ek aan julle voorhou na afloop van die erediens. In ons toetrede tot die genadetroon van ons Here, het ek en die orgelis dit so gereël, dat ons na orgelvoorspel gaan luister, en direk nadat hy die orgelsvoorspel gelewer het, sing ons skrifberuiming 18:7, strofe 1, 8, 10 en 12, en daarna begin die erediens.
Kom ons kniel in gebed voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U welbehaaglik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 84, strofe 1 en 6. Daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof, en voor ons weer gaan sit, sing ons na die geloofsbelydenis Skrifberuiming 17:2, strofe 3 en 4. Maar nou Psalm 84 van harte. In my belydenis, die belydenis van die kinders van die Here, wat hom in waarheid dien oor die ganse aarde. En ek sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
met aandag en ontzag die Here se wet, genade, vreugde om dit te kan aanhoor, opgeskryf in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan saam sing en daarna saam bid. Skrifberuiming 1:3, strofe 1 en 3 spesifiek na die aanhoor van die Here se wet, en dan roep ons hom aan daarna in gebed.
Kom ons roep die Here aan in gebed. Vader in die hemel, ons kom dankbaar na die lig toe. En ons weet, in Christus Jesus is ons met U, onse God, versoen. Ons dank U vir U genade in Christus Jesus. Nuwe harte, 'n nuwe kyk, 'n nuwe gesindheid tot U verheerliking. Ons almal saam in die vrese van U naam te kan sing, te kan jubel, die liedskat van die kerke, die belydenis oor die jare en eeue gebring, U wet in U woord ingeskryf, om daar nooit weer uitgeskryf te word nie. U te dank dat ons vreesloos kan erediens hou. Gedagtig aan baie van die kinders wat dit nie kan doen nie. Veropkom na U huis, in U paleis, met die oë na bowe. En U wat praat, laat verkondig, al is dit deur 'n nietig mens met beperkte vermoëns en beperkte inkyk en eksegese van U woord, dat U sal uitsuiwer deur die Gees wat mensetaal is en nie U woord nie. Dankie vir die verkondiging van U woord. Die uitleg en toepassing daarvan vir elkeen van ons, groot en klein, oud en jonk, arm en ryk, siek en gesond. Ons elkeen hier teenwoordig en ook hulle wat later op grond van die tegnologie inskakel en luister en aanbid. Wees ons genadig. En leer ons, Here, om uit genade alleen te lewe. Vergewe ons sondes. U ken dit. Delg dit uit. En sien ons aan in die bloed van U Seun. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord en daarna die bediening van die Here se woord. Lukas 18 vanoggend uit die 83 vertaling. Lukas 18 vers 18 tot 30. Met vers 18 en vers 22 tot 27, wat ek saam met u nou gaan lees, maar wat ek nie weer gaan lees nie, as die fokusvers. Met as tekstema, wat moet ek doen? Direk nadat ons die Here se woord gehoor het, voor die verkondiging van sy woord, sing ons na die skriflesing Psalm 119, die 12de strofe, Psalm 119. Die ryk jong man het die Bybelvertalers bo aan hierdie verse eenheid ingeskryf. 'n man van aansien
het aan Jesus hierdie vraag gestel. Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Wat moet ek doen? Jesus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. En jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, en eer jou vader en jou moeder. Maar hy, hierdie man van aansien, antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy kort. En dit is, gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. En nou, van vers 23 af, toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, en hier kom dit, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Die wat dit gehoor het, sê toe, maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord Jesus, wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het van ons besittings afgesien en u gevolg. En Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het, van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe. Gemeente van die Here, suster en broer, en baie spesifiek en baie spesiaal al die kinders. Lukas 18 vers 18 tot 30. Wat op dese aarde maak 'n mens met hierdie verse? En weet dit nou maar, gemeente, hierdie spesifieke gesprek was alles behalwe 'n maklike gesprek, alles behalwe. En daarom wil ek sê, verseker, Lukas 18, vers 18 tot 30, is 'n moeilike stukkie Bybel.
In my bediening het ek baie gehoor, as hierdie verse eenhede gepreek word, dat mense in opstand kom en sê, maar dit kan mos nou nie wees nie, moet ek nou al my goed gaan verkoop? Moet ek nou my polisse opbetaal maak? Dis nie die punt nie. Dis nie die punt nie. En daarom sê ek, moet 'n mens vra, Vader, lei my, lei ons deur die Gees om regtig te hoor en regtig te verstaan wat hier gesê was en wat hier gebeur het. Want Lukas 18 vers 18 tot 30 se gesprek sê eintlik net een ding. Naamlik, die evangelie stel 'n radikale eis aan die ryke jong man. 'n Radikale eis. En ook aan u en my. 'n Radikale eis. Dis nie sommer maar net so. En 'n mens land in die hemel nie. Kom ons luister met volle aandag na hierdie gesprek. Want die vraag is aan Jesus. Vers 18. Goeie leermeester nogal. Wat moet ek, die gesiene man, doen? Sien jy hoe vat hy aan sy baadjie? Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Sê my net en ek doen dit. Ek is nie onwillig nie. Maar belangrik dat jy saam met my raak sien, wat moet ek doen? Ek. Luister fyn. Want hierdie jong man dink dat die mens die ewige lewe kan verkry deur hoor mooi verdienste. En daarom wil hierdie jong man nie in die eerste plek dien nie, maar hy wil doen, sodat hy deur sy doen kan verdien. Jy moet dit vashou. Hierdie jong man dink dat 'n mens die ewige lewe kan verkry deur verdienste. Goeie leermeester, ek is 'n man van aansien. Ek is in die gemeenskap gesiene. Ek is 'n bietjie bo-gemiddeld. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kan kry? En let op die antwoord van die Here Jesus, waarmee die jong man glad nie ingenome is. Die Here Jesus antwoord hom nie. Dit staan nou nie hier nie, maar ek dink in die jong man se kop het dit omgegaan, maar goeie leermeester, u verstaan nie my vraag nie, want u antwoord nie my vraag nie. En die Here Jesus sê, jy ken mos die gebooie? Wat is jou storie? Doen dit net. En hoor nou mooi die jongman se antwoord. Ag, goeie leermeester, al die gebooie doen ek van my kinderdae af. Alles.
Maar dit is so, ek skiet moontlik ergens tekort, en daarom kom vra ek, want ek wil seker wees van my saak. Want jy sien, as hy 'n mens, as een mens van aansien, kyk, hy moet seker wees, nee, want die mense kyk op na hom. En nou is hy op die koop toe nog ryk ook. Ek wil nie in 'n verleentheid wees nie, goeie leermeester. Sê my net, al die gebooie, maar is daar nog iets? Want ek wil alles doen wat nodig is om die ewige lewe te verkry. En wat doen die Here Jesus? Kom ons stel dit so met respek. Ons koning en verlosser spreek woordelik sy godsdienstige maatjie onder hom uit. En hy sê vir hom, jong man, jy kom een ding kort. Nou lees ek vir u, net weer 'n keer, Lukas 18 vers 22. Toe Jesus nou hoor dat hy al die gebooie onderhou, staan daar in vers 22, toe sê Jesus vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit, dan sal jy, hier kom dit, 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Een ding kom jy kort. Nie 5 nie, 1. En hierdie een ding wat die jong man kort kom, vertel eintlik 'n alles verhaal. Weet jy, broer en suster, die Here Jesus sê eintlik vir hom, jy kom alles kort. Jong man, jy wat so selfversekerd is, jy wat al die gebooie van jou kleintyd afhou, jy kom eintlik alles kort. Wat kom my kort? Die breek met homself. Hoorie? Die breek met homself en sy ou manier van dink dat 'n mens die ewige lewe, hoor, kan verdien. En nou moet 'n mens nie sê, geliefde gemeente, maar hoe dom kan die jong man nou wees? Weet jy wat? In 2026 dink Christene baie steeds so. Ek verdien die ewige lewe, Here. En nou wil ek nie 'n lang lys van sprekende voorbeelde maak nie. Maar broer en suster, waarop dit hier neerkom is, Here, weet jy hoeveel doen ek vir die kerk? Weet jy dit? Of het jy vergeet? Weet jy hoe suiwer is ek? Hoe kan jy nou sê ek kort nog iets? Here, as 'n mens al die gebooie van jou kinderdae onderhou, verdien 'n ou dan nie die hemel nie? Ek vra. Verstaan jy wat ek sê?
Dis die allerkern van die gesprek. En ek moet raak wat Jesus van die jongman vra, is sy hart. My liewe vriend, wil die Here vir hom sê, jy kan al die gebooie van jou kinderdae af nakom, maar as jy dit harteloos doen, het jy moeilikheid. Wetties, die puntjie op elke i. Jy kom iets kort, my vriend. Ek kort jou hart. Want sy lewe was rondom sy goed gebou. Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Sy goed. Sy hart was verkleef aan sy goed. Dit beteken sy hart nie deel van sy elke dag se onderhou van die gebooie was nie. Hy het dit nie van harte gedoen nie. Maar hy het sy goed van harte liefgehad. Sy goed. Sy goed. En sy verhouding tot sy goed het tussen hom en die ewige lewe gestaan. Sy hart was elders. Kan jy dit indink, broer en suster, dat jy al die gebooie van jou kinderdae af nakom, maar jou hart was nooit daarin nie. Weet jy, dis 'n werklikheid. Dit gebeur. Sy hart was elders. Maar hy het pynlik, wetsgehoorsaam gelewe. Hy vra eintlik vir die Here Jesus, hoe kan ek die rookskerm van my lewe nog hoër opblaas? Broer en suster, nou moet jy hoor wat ek sê. Hoe kan ek die rookskerm van my lewe nog opblaas, sodat mense dink, ek is op pad hemel toe, maar hier agter is my hart, by my goed, by myself. Sy godsdienstigheid, en sy streng lewe, het hy gedink gaan hom red. Het jy my gehoor? Godsdienstigheid en 'n streng morele lewe as sodanig is geen bewys daarvan dat dit reg is tussen 'n mens en God. My vriend, een ding kom jy kort. Gaan verkoop jou goed, deel die wins aan die armes uit, kom dan terug en sien nie, dit gaan nie om iets wat die jongman moet presteer om sodoende die ewige lewe te verdien nie, maar iets wat hy moet laat vaar.
Iets wat hy moet los. Naamlik, al sy goeie werke, wat soos 'n rookskerm voor sy lewe is. Al sy goeie werke en alles wat agter sy goeie werke skuil, te wete sy selfliefde. Here, ek is vernaam. En ek weet hoe werk die dinge. En dan sien die Here dwars deur 'n mens. En hy sê, waar is jou hart? Want sy selfliefde, hierdie man, hou vas om sy goed. En hoor nou mooi, sy goed, sy godsdiens en sy prestasie. En die Here sê, jong man, jy gaan dit nie maak nie. Hou op met wat moet ek doen? Nou vra u en ek vanoggend, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En hoor mooi, die evangelie stel aan die jong man en aan u en my dieselfde eis, naamlik, en hier is die evangelie in sy volheid. Jong man, broer en suster, leef net uit genade. Ryk jong man, vir hom was dit onmoontlik om van sy rykdom af te sien. En hier is waar lidmate baie keer krapperig geraak oor 'n preek uit hierdie gedeelte. Onthou, ek het gesê, rykdom is nie die punt nie. Broer en suster, as my rykdom tussen my en God staan, dan moet ek my miljoene uitdeel. En die Here het dit van hierdie ryk jong man geweet. Hoekom? Omdat toe die Here vir hom sê, gaan verkoop al jou goed, maak dit geld en deel dit aan die armes uit en kom dan terug en volg my. Staan daar, hy het bedroef weggegaan. Not, dit doen ek nie. Want my goed is my hart se punt. En dit kry u nie. Daarom, in toepassing vir u en my, vir die ryk jong man, was dit onmoontlik om van sy rykdom af te sien. En nou sit hy dalk saam met my hier en sê, maar ek is nie ryk nie. Ek is 'n gewone salaristrekker. Ek het geen enkele belegging nie. Ek huur 'n huis. So dankie, hierdie preek gaan by my verby. Vir die ryk jong man van ons teks was dit sy rykdom.
Vir u en vir my is dit dalk nie rykdom nie, maar broer en suster, wat ek nou sê ek met versigtigheid, maar daar is by elkeen van ons altyd iets. Wat is dit? In u lewe. Wat moet ek doen? Weet jy wat moet u en ek doen? Sê die Here deur sy Gees volgende, breek met wat u bind. Sodat u en ek vry kan word. Vir wat? Vir God se genade. Kom dan hier en volg my. Kan ek moedswillig wees en ek vra dit eers vir myself en dan vir u, wat is dit wat u nie wil prysgee nie? Wat verhinder u en vir my dat ons nie doodgewoon, hoor hoe sê ek, doodgewoon in die voetspore van die Here Jesus volg met alles wat dit insluit nie. Doodgewoon. Wat is dit in die kerk? Wat ons so verhinder dat ons nie doodgewoon in die spoortrap van my Here. Wat is dit wat u moet verkoop? U sal weet, en ek. En mag ek so sê, broer en suster, u hoef nie bedroef weg te gaan nie. U en ek mag soos die verlore seun teruggaan. Onthou jy, toe hy gestroop is van alles wat tussen hom en God gestaan het. Toe sê hy, ek sal teruggaan. Ek sal opstaan en na my Vader toe gaan. Gestroop van alles. Teruggaan. En nie sê, wat moet ek doen nie, maar Here, wees my om Christus wil, ook in hierdie lydenstyd 2026 genadig, want ek is nie werd om u kind genoem te word nie. As jy dit sê, dan kry jy 'n ring aan die vinger en klere om aan te trek en skoene vir jou voete. Al wat u en ek gesê het is, nie wat moet ek doen nie, maar Here, mag ek terugkom. My kind, sê die Here Jesus, verkoop jou goed. Bedoelende,
gee my jou hart. En dan onthou, Christus, Jesus, het alles gedoen, sodat u en ek kan sê, alles in my lewe is net genade. Onthou jy wat het ons ten aanvang gesing? Hy het my die stad getoon. Kom in, uit genade. Amen. Kom ons dank sê. Ons loof U, Vader in die hemel, dat U praat, dat U laat verkondig, dat U sê, dat U proklameer. En help ons, Here, om waarlik U kinders te wees. Uit genade. Die ewige lewe kan ons nie verdien nie. Want Here, ons is tot die dood toe skuldig en sondig. Ons kan nie op grond van al die mooi dinge wat ons doen en baie keer dit harteloos doen, omdat ons hart op 'n ander plek is. Dink dat U nie dwars deur ons sal sien nie. Dankie vir vanoggend, vir die eerste dag van die week. U te dank vir U seun Jesus Christus op hierdie aarde, van A tot Z, een stuk lyding, een stuk doen, terwille van ons. Gedenk elkeen wat hier is, besonder die kinders en die jong mense, en daarmee saam ook ons as groot mense. U weet wat in die week vir ons wag. Want U leef met die ewigheid as deel van U wese. Lei ons op die pad. As die week vir ons inhou doodgewone werksdinge, dank ons U daarvoor. As die week vir ons inhou meer as een toets by die skool, dan doen ons dit met oorgawe. As die week vir ons inhou 'n siekbed, dan neem ons dit uit die hand. As die week 'n operasie inhou, dan hou ons aan U vas. Uit genade sal ons lewe. So bid ons met ons hele hart. Dink aan die liefde, Here, aan Hans Diedericks wat siek is. Aan Suster van Heerden wat in die intensiewe sorgeenheid is. Aan Christian wat in die nuwe week weer Amerika toe vertrek en sy vrou en kinders
hier in ons midde agterlaat. So dink ons aan almal. En die Here in eens ook aan die wêreld. In dag en tyd. Met al die onsekerheid wat op ons tafel land. Brandstofpryse, kospryse, vleispryse. En die vleispryse wat niks te doen het, o Here, met die siekte tussen vee nie. Wat dring en dryf wêreldleiers. Mag dit U eer wees en 'n rustige lewe vir almal. Here, U genade en net U genade is vir ons elkeen genoeg. En daarvoor loof ons U in Christus Jesus naam. Amen. Liefdes, ons gaan staan en hartlik saam sing voor ons die uitstuurseën van ons Here ontvang. Psalm 119, strofe 29 en 53. Dan die uitstuurseën, ons amenlied en dan neem jy die sitplek in vir 'n paar afkondigings. Gaan van hier onder die seënende hand van ons Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here hoor elke gebed van julle en sal vir julle sy vrede gee. Amen. Broer en suster, net die volgende vir die aandag. Die erediens vanaand om 19 uur, waarin u in Christus naam uitgenooi is.
ook uitgenooi vir 'n koppie tee en koffie net hierna onder die afdak. U voorbidding gevra vir die klasses Transmagalies wat in die week by die Gereformeerde Kerk Pretoria aanlyn, omdat hulle die roepende kerkraad is, vergader. Ek self, ouderling Dani van der Walt, is die primie afgevaardigdes en broeder Louis Swiegers die sekundes, wat ook die vergadering gaan bywoon. As jy 'n dankoffergawe kan afdra, vanoggend en vanaand by die deure vir die Montana Poort Kerkkas. En dan, broer en suster, broeder Christian Fleming, wat hier sit, vertrek in die week nadat hy by ons kon kom kuier het en sy gesin weer Amerika toe, waar hy op 'n plaas werk. En ons wil in die omstandighede van die ou wêreld vir jou sê, 'n veilige vlug by uitnemendheid, mag daar nie probleme wees nie. Mag daar genoeg vliegtuigbrandstof wees, dat jy veilig kan aankom. En vir jou vrou en kinders sal ons sorg. Dan wat ons voorbereiding betref, Magriet Joubert gaan môre 'n mediese prosedure ondergaan en vir Bertus wil ons sterkte sê. Ons dink aan ouderling Hans Diedericks wat 'n opdraande pad tegemoet gaan op grond van sy gesondheid. Hy is wel tuis, maar sal so gou as moontlik by Little Company of Mary, se Mary Potter, 'n dokter spreek. En ook die voorbereiding vir Adel van Heerden, en van ons ouderlinge Martin se vrou, wat in die intensiewe sorgeenheid van die Jacaranda Hospitaal verpleeg word. En vir almal wat ons dalk nou nie genoem het nie, dieselfde gedagte uit ons hart vir u elkeen. Die bevestiging van Suster Gesina Jansen van Rensburg is op haar versoek uitgestel tot volgende Sondag. En dan, geliefdes, hartlik geluk aan almal wat verjaar in die week, maar mag ek 'n uitsondering maak met betrekking tot ons kinders. Anje, suster, jy verjaar die 15de Maart, baie geluk, en baie sterkte hoor, en pappa en mamma met vir jou groot geskenk koop. As hulle dit nie doen nie, gee my net 'n lykie, of vra vir Boeta, hy moet vir my net by die katekisasie sê. Is dit reg? Right. David Harmse, kom ons kyk of hulle hier is. Janu. Janu is nou al in die hoërskool. Jy verjaar die 19de. Moet ek sê, dieselfde geld vir jou, nee, maar ek wil nou in oupa se rigting kyk. En oupa hoor, oupa, dit moet 'n oordentlike geskenk wees. En dan sê jy my sommer ook by die katekisasie, as dit nie gebeur het. Is dit reg? Ons is baie trots op jou en lief vir jou en lekker verjaar, hoor. Dis hy. En dan, geliefdes, voor ons vandag, ek wil tog hê jy moet dit raak sien, hier in die voorste ry, sit nou van ons graad 8 tot 10 katekisante. Maar kyk wat gebeur hier. Hulle ontmoet mekaar op 'n Sondag en dis vir hulle belangrik om by mekaar te sit. Dis mooi. Hou dit so, en julle weet hoe sê ek, dit beteken vir my baie. As ek op die preekstoel klim en ek sien julle gesiggies wat straal en wat sê, ons sien kans vir die lewe, nee. Die ander ook, maar die lewe het ons nou al so 'n ding of twee gewys, wat hy julle nog nie gewys het. Voor die Here
baie dankie vir julle sit hiervoor. Kom ons gaan drink tee en koffie.